Goeiemôre aan almal van julle. Ek hoop julle het 'n wonderlike, geseënde nag gehad met lekker nagrus en julle voel sommer goed vir 'n nuwe dag. Baie mense vra vir my, Dawie, hoe kan jy altyd so optimisties wees? Wat gaan aan met jou? Wat het in jou lewe gebeur dat alles wat jy drink is soet en alles waar jy ry is mooi en alles wat jy sien, daar's nie dorings en distels en goeters in jou lewe nie. Hoe kry jy dit reg? Ek weet nie. Ek dink is maar deel van my DNA, my geboorte. Ek het in 'n huis voorgebly wat ons ingebly, wat ons maar allemaal positief was. Wie, hoekom? Want daar was heeltyd woord gespreek. Daar was heeltyd 'n kultuur van, maak nie saak nie, die Here sal voorsien. Nou ja, as jy klein is en jy's arm groot geword, dan verstaan jy nie altyd hierdie lekker dinge. Maar op een of ander rede het die Here altyd deurgekom. En dit is so. Gaan dink 'n bietjie in jou lewe ook. Ek gebruik altyd my ou groot vriend Martin se gesegde van, as die Here jou drop, sal hy die eerste keer wees. Ja, het dit baie keer so gevoel. En baie keer, dan raak hierdie ding stywer om jou en jy word gewurg deur die lewe, en deur finansies, en deur omstandighede, en deur siektes, en deur skades, en deur skandes. En dan voel jy, wow, waar is die Here? Weet jy, die Here is in my hart. Ek glo dit. En hulle kan nou maar sê wat hulle wil, dat is 'n mite, dis sommer 'n storie, maar die Here is in my hart, die Here lewe. En dis jy wat kies, want eendag het iemand gesê, sê nou daar is nie 'n Here nie. En dan moet jy om die teenvraag vra, sê nou daar is 'n Here. En as ek hom dalk nie gesien het nie, het ek in hom geglo, al het ek nie gesien nie, want dis wat die woord sê, salig is hy wat glo, al het hy nie gesien nie. Salig is hy wat vasbyt, al is daar niks om voor vas te byt nie. Salig is hy wat bly is, al is daar niks om oor bly te wees nie. Dis die geheim. Nou, ek wil 'n bietjie praat oor Jesus. Jesus, jong seun, groot geword, God stuur hom aarde toe om mens te word, en dan bly hy op hierdie aarde, tussen hierdie klomp sondaars, snaakse mense, hierdie klomp Jode, Israeliete, maak nie saak wat jy hulle noem nie. En dan doen hy verstommende dinge, vandat hy klein is. En ek wil vandag vir jou moed gee en hoop gee, miskien jy wat, God het so groot plan met jou lewe, ek wil jou hoop gee, dat Jesus self het wonderlike dinge gedoen, maar niemand het hom geglo nie. Jy weet, baie keer doen jy goed, en dan sê ons, ag man, dit gaan nie werk nie, niemand gaan glo, wat ook al nie, maar kom ons lees 'n bietjie iets, wat met Jesus gebeur het. Hoor 'n bietjie wat sê hulle hierso, in Matteus 14, en toe Jesus hierdie gelykenisse geëindig het hy daarvandaan na weggegaan. En hy het in sy vaderstad gekom, en hulle geleer in die sinagoge, dat hulle verslaaf was, en hulle het gesê, waar kry hy hierdie wysheid vandaan? Nou, jy weet mos nou, dis mos so 'n ding in die Afrikaner ook, as jy nou slim is, dan sit seker die ma se gene, of weet die ma se mense, of wat ook al, niks met die pa uit te waai, die ma. Hulle vra ons altyd, het kom van sy ma af, het kom van sy pa af. Dis altyd mos hierdie ding, of as hy stout is, ja nee, hy het nou sy pa se maniere hier, op sy ma se maniere. Maak dit 'n grap, ek weet dit gebeur nie met jou familie nie, maar nou vra hulle, waar kom hierdie dinge dan vandaan, hierdie wysheid? Want sy pa was mos maar eintlik net 'n doodgewone houtwerker, skrynwerker, timmerman. Is hy nie die seun van 'n timmerman nie? Jy weet, dis hoe hulle gekyk het nou. Hulle het vlak om gekyk. Hierdie man, die seun van God, is hier tussen ons. Hoor wat sê hy. Nou soek hulle, waar kry hy nou hierdie inligting vandaan? Is dit nou dalk sy pa of sy ma? Is dit nie die naam van sy moeder Maria, en die van sy broers Jakobus en Joses en Simon en Judas nie? En sy susters, is hulle nie allemaal by ons nie? Waar kry hy dan hierdie dinge vandaan? Asof dit nou iets met sy ouers te doen gehad het. Ja, sy pa het eintlik niks mee te doen gehad het nie, want hy het nie sy pa se DNA gehad nie. En hulle het aanstoot aan hom geneem. Kan jy glo? Hierdie jong seun praat van fantastiese goed. Hy praat van wonderwerke. Hulle is absoluut verbuister deur sy wysheid. En dan vat hulle aanstoot. Wat beteken aanstoot? Die kinders weet nie wat dit beteken nie, maar aanstoot beteken, hoor jy so, nee, dis te goed om waar te wees. Sienkie, gaan loop jy bietjie weg hierso. Jy praat sommer nonsens hierso.
waar kry hy al dan hierdie dinge vandaan? En hulle het aanstoot geneem, maar Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. En hulle het vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade het hulle gedoen nie. Nou, hierdie wil ek wil met iemand praat vandag. Ek dink daar's besonderse eienskappe in jou. En baie mense het jou al afgeskryf. Ja, ek praat van jou. Jy weet, van kleins af, daar gaan niks goed uit jou uitkom nie. Jy kan nie koek bak nie, jy kan nie dit doen nie, en jy kan nie ver kom nie, jy kan nie verf nie, jy kan nie mooi sing nie, moet nooit sing nie. Hulle het jou stil gemaak, né? Vir jou baie keer goed gesê. Ja, hierdie onderwyser het gesê, jy kan nie somme doen nie, jy kan nie wiskunde doen nie. Ja, jy het nie jou pa se talente gekry nie, moet eerder nie wiskunde doen nie. Dit was opinies. Weet jy wat is die waarheid? Is die een wat jou gemaak het. God het jou gemaak. Hy het jou gemaak met 'n plan. En dit wat jy op hierdie stadium dalk is dalk gevorm deur jou opinie en deur ander mense se opinies. Maar wat van as ons die Here vra, wat is sy opinie oor my? Here, wat is u opinie oor Dawie? Is ek nou maar net 'n doodgewone mens wat so gemaak en laat staan is? Ja, Vaan en Silispies se seun. Dis nou wat hulle sal sê. Ja, maak nie saak wie my pa en my ma is nie. Wat sê God? Is dit nie hy wat my sorgvuldig in die moederskoot gemaak het en my aan mekaar geweef het vir sy doel nie? Ek is maar nie deur my pa en ma op hierdie aarde gebring, maar eintlik is dit vir God se doel. En jy gaan nooit weet wat jou doel is op aarde as jy nie vir God vra nie. Want hy het jou gemaak. Hy is jou skepper, hy is jou maker. En dis hoekom ek vir jou sê, dit wat jou verlede is maar net jou ervaring. En dit wat kom, is wat God nog deur jou wil gebruik. Hou op om ander mense se opinies te glo. Wat hulle gesê het jou seer gemaak. Ja, miskien het jy nie die koor gehaal nie, het ook nie eerste span gehaal nie, en jy het miskien ook nie, nee. Gaan kyk na die suksesverhale. Gaan kyk na Kentucky Fried Chicken en al die ander ouens daar buite, wat het gemaak het. Dit was mense, wat sekere opinies gehad het. Maar wat is God se opinie? En jy sal nooit uitvind wie hy is, as jy nie op jou knie gegaan het en sê, God, wat sê u? My Vader, wat sê u, wie is ek nie? En dan kom jy by jou skepingsdoel uit. Die doel waarvoor jy geskep is. Ek wil miskien iets vinnig gou getuig. 5 jaar gelede, ja, jy dink seker ek breek. Nee, ek wil nie breek nie, ek wil dankie sê. Ek het nooit in my lewe gedink dat ek sal so met iemand praat wat ek glad nie ken nie, voor 'n kamera in my kantoor, vir 5 jaar. Ek is nie goed nie. Is die Here wat gesê het, en hy het my seun maar net gebruik om te sê, Pa, ek glo in jou. Ek dink daar's mense daar buite wat hierdie boodskap nodig het. Wie ek? Nee, my seun, jy verstaan nie, ek kan met kinders en met onderwysers en so aan praat, maar om elke dag met mense te praat wat ek glad nie sien nie, is nogal baie gevraag, elke dag. Hy sê, Pa, ek glo in jou, ek weet jy kan dit doen. Ek ken jou, jy gaan 'n verskil maak. Ek wil dankie sê vir my seun, omdat hy woorde oor my gespreek het, wat 'n verskil gemaak het. So het ek vandag woorde wat ek oor jou spreek, wat nog 'n verskil gaan maak in baie ander mense se lewe. Ek wil vandag vir jou sê, dit gaan nie oor wat ek sê nie. Ek wil vir jou sê, God sê, hy het jou gemaak vir 'n rede. Asseblief, moenie jou skepingsdoel mis nie. Moenie my vra nie. Gaan vra vir die Here, waarvoor is jy op hierdie aarde? Jy weet, hulle het Jesus afgeskryf. Waar kom jy vandaan? Wat sê die mense nou? Die skepper van die wêreld en ook die redder van die wêreld. Ewen mense het hom betwyfel. Moenie jouself twyfel nie. Kan ek vir jou bid, Here, baie dankie vir 'n splinternuwe dag. Dankie dat U goed is. Dankie dat U my lief het. Dankie dat U my so lief gehad het. Dat U alles gelos het om my raak te sien om vir my te kom sterf. Here, ek praat vandag met iemand wat twyfel. Here, U sê vir my om vir hulle te sê, moenie twyfel nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak, sê die woord van die Here. Sal jy dit nie sien nie? Here, ek bid vandag vir iemand. Ek bid dat hierdie gees van neerslagtigheid en depressie
wat die duiwel stuur oor hierdie hele wêreld, dat u dit in 'n oogwink sal verander, omdat u ons skepper is. Dis nie mense se opinies. Die Here, ons finansies, ons situasies, ons siekte, is tydelik, maar u is ewig, Here. Dankie vir Jesus Christus, dankie vir die kruis. Dankie dat ons kan lewe. Dankie dat ons beste voorlê. Ek loof en prys u naam. Amen. Het jy saam met my amen gesê? Ek hoop so. Onthou, jou beste lê voor. En Jesus glo in jou. Dis hoekom hy vir jou gesterf het. Tot 'n volgende keer. Totsiens.